Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kan ek net hoor, kan jy vir my nou goed hoor daar agter? Kom ons sing Psalm 66, ons sing daar verse 1 en 2, Psalm 66.
Geliefdes, na die wet dan sing ons gesang 79 vers 1 en dan na die geloofsbelijdenis verse 2 en 3 van gesang 79. Kom ons luister nou eers aandagtig na die wet van die Here soos dit vir ons in Eksodus 20 opgeteken staan. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Uit Johannes 14 vers 5, dan lees ons Thomas, die ongelowige Thomas, sê vir Jesus, Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? En dan antwoord Jesus hom, hy sê daar in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Met hierdie waarheid in die hart, kom ons spreek ook die 12 artikels in ons hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode.
Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, vanmôre luister ons na die woord van die Here. Eers daaruit 2 Konings 5. Daar gaan ons net enkele verse lees. Maar dan ook Psalm 139, die baie bekende Psalm 139. En voor ons lees, kom ons bid eers. Here God, U die almagtige, alwetende, alwyse God van hemel en aarde. U ons skepper God, U wat ook beskik, U wat regeer, U wat hierdie heelal in die holte van U hand het. Ja, Here, U wat alles volgens raadsplan laat gebeur. En vir ons so wonderlik om te weet dat U ons nietige ou mens is. So klein, so gering, dat U ons by die naam in die hart ken. Dat U alles weet van ons. Ons kom en ons gaan, waar ons ook al bevind. Hoe wonderlik om te weet, ja Here, U hou vir ons so klein, so nietig in die holte van die hand. En dat U ook ons lewens beskik. Dat U ons geboortedag bepaal, maar ook ons sterwensdag. Ons dank U, Here, dat ons in hierdie lewe, dat U besig is met ons. Dat ons ook op die pad van heiligmaking is. En hier waar ons juis in die huis kom, hier in die huishouding van U, ons hemelse Vader, dan besef ons ook, dis deel van ons heiligmaking. U wat vir ons deur die Gees ook dring om in dankbaarheid hier te kom, om U te loof, te aanbid, om vir U te kom buig, U die Almagtige. En gee Here dat ons dit elke dag van ons lewe sal besef en so sal lewe,
dat ons sal besef hoe diep afhanklik ons van U is, dat ons U nodig het, dat sonder U alles te vergeefs is. En daarom ook vanmôre, dan bid ons, Here, dat U in elke hart ook 'n blydskap, 'n vrede, 'n vreugde sal gee, oor ons verlossing in Jesus Christus, om daaroor so dankbaar te wees, om ook hier te wees, om die opstanding van ons Here Jesus Christus ook elke Sondag so te vier. Here, wees U ons genadig, vergewe asseblief al ons sondes. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, ja, ek het vir julle nou groot werk gegee met 2 Konings 5 en dan nou Psalm 139, baie leeswerk. Daar uit 2 Konings 5 gaan ek net vandag vertel eers en dan net so 2 versies basies lees daar. Naaman, die leerowerste van die Arameërs, hy het melaats. En hy word nie gesond nie. Nou sê die diensmeisie daar in sy huis, beveel vir Elisa die profeet aan. Sy weet van 'n man wat sou kan help. Natuurlik gaan dit nou meer, en ons weet hy is profeet van die Here, so dit gaan oor die Here wat kan genees. En uiteindelik dan, hy is maar bietjie harde kwas hierdie Naaman. Hy gaan ook soontoe en hy voel maar vernederd. Hy moet nou, as Elisa hom na die Jordaan toe stuur om hom af te was, daar's tog baie belangriker riviere as soos die Abana en die Farpar, soos hy hier noem, riviere waarvan hy nou hou. En uiteindelik word hy genees daar in die Jordaan, dat deur die wil van God as hy hom daar af was. En dan keer hy weer terug na sy land toe. Maar net so interessant, hy natuurlik in daai tyd ook die gewoonte, Naaman wat dadelik vir Elisa 'n klomp geskenke wil gee, omdat hy nou goed gedoen het vir hom. Elisa wat dit weier, hy weet, dis die Here wat tog die werk gedoen het, hy soek nie geskenke nie. Maar nou gaan sy dienskneg, wat saam met hom is, ou Gehazi konkel agteraf en hy reël dat hy die geskenke kry en hy gaan steek dit weg daar in 'n huis, maar deur die Gees dan weet Elisa wat gebeur het, die profeet, en hy spreek vir Gehazi aan. Ons het ook mos die gesegde, jy weet, as hy sê, van waar Gehazi, nee, van waar Gehazi, waar kom jy nou vandaan? En dan het hy die kwaad doen gaan doen. En dan uiteindelik, as straf word Gehazi, kry hy melaatsheid. Maar belangrik en wat betrekking het op die prediking vanmôre, wat betrekking het op daardie Psalm 139, as jy saam met my 2 Konings 5, daar vers 16 tot en met vers 18 het lees. Dis nou oor die geskenke eers sê, maar hy sê, dis nou Elisa, so ware as die Here leef voor wie se aangesig ek staan, ek sal dit nie aanneem nie, ek sal nie die geskenke aanneem nie. En hy het by hom aangehou om dit aan te neem, maar hy het geweier. En Naaman het gesê, so nie, laat dan tog aan die dienaar 'n vrag grond gegee word, soveel as 'n paar muile kan dra, want die dienaar sal nie meer brandoffer of slagoffer aan ander gode bring nie as net aan die Here. Mag die Here in hierdie saak die dienaar vergewe as my Heer in die huis van Rimon ingaan om hom daar neer te buig, terwyl hy op my hand leun, sodat ek my ook in die huis van Rimon neerbuig. As ek my neerbuig in die huis van Rimon, mag die Here dan tog in hierdie saak die dienaar vergewe. Hou maar net in gedagte,
Ek wil nou nie vooruitloop nie, ek gaan dit in die preek mooi verduidelik, om dit goed tot verduideliking, die kwessie oor die vraggrond, wat hy wil saamneem daar na sy huis toe, daar na sy plek toe. Maar kom ons lees saam Psalm 139. My broer en suster, en al reken jy dalk vanmôre, dis so bekende Psalm, ek ken hom, ek hoor hom baie, dan bid ek dat die Gees jou vanmôre sal lei om opnuut verwonderd aangeraak te word deur die almag en die grootheid en die majesteit van hierdie almagtige God van hemel en aarde. Kom ons lees dit. Psalm 139 vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan, U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van die Gees, en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die dode uit my bed, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou U hand my lei en die regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werk, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in U boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand, word ek wakker, dan is ek nog by U. O God, as U tog maar die goddelose wou ombring, en julle manne van bloed gaan van my af weg, hulle wat arglistig teen U spreek, U naam uitelik verhef, U teestanders. Here, sou ek die nie haat wat vir U haat, en 'n afskeid hê van die wat teen U opstaan nie. Ek haat hulle met 'n volkome haat, vyande is hulle vir my. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Tot sover. Ons teksvers, vers 7, met natuurlik ander baie belangrike gedagtes. Waar sou ek heen gaan van die Gees, en waarheen vlug van die aangesig? My broer en suster, en iets wat ons duidelik ook hier lees, God is alomteenwoordig. Hy sien alles, hy weet van alles, want hy is alwetend. En vir my en jou, vir ons wat maar net mensies is dit baie keer moeilik om te verstaan. Maar deur die geloof aanvaar ek en jy dit, dan glo ons dit en ons bely dit.
Ons glo dit sonder om te twyfel. God, die Almagtige, weet alles van my gelowige. Maar ook, en baie keer dink ons so klein daaraan, hy weet ook van die ongelowige, hy ken elkeen, hy weet ook van die ongelowige se weg, die weg wat hy bewandel. Hy ontwyk niks nie, hy sluimer of slaap nie. En dis 'n gedagte wat sterk in my hart, in my siel, opnuut gefigureer het, toe ek so op hierdie oorseese toer was. Maar dis belangrik, nie net maar as 'n mens op 'n toer gaan of wanneer ook al nie, in my elke dag se lewe. Elke dag moet ek dit kan besef, dit wat hier in hierdie Psalm 139 opgeteken staan, die Here wat my ken, deur en deur, my sit en my opstaan, my gaan, my lê, dit alles. En dit maak nie saak waar ek my bevind nie. Ek het nou gepraat van die oorsee wees, waar 'n mens ook al in die wêreld is. Maar ons kan dit ook nouer trek, baie nouer trek. Of ek met ander woorde by my huis is, of by die werk, of ek by die skool is, langs die see gaan sit en loop, of ek daar in 'n winkel is, al is ek daar by 'n dokter in die spreekkamer, ook hier natuurlik in die huis van die Here. Die Here is deur sy Gees met ons. En dit, my broer en suster, moet vir my en jou tot 'n geweldige, in die eerste plek, tot 'n geweldige troos wees, 'n bemoediging wees. Ons is tog so skrikkerig baie keer as ons op vreemde terrein begewe, dalk ver van die huis af is. Of as ons dalk moeilike omstandighede beleef. Dieselfde God wat my hier in die Weskaap beskerm vir my ook daar as ek my in Gauteng bevind. Hy is nie maar net die almagtige, alwetende God hier in Suid-Afrika nie. Hy is ook daar, ook oral in die wêreld. Vers 9, neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou die hand my lei en die regterhand my vashou. My broer en suster, en dis waarvoor ek ook vir u hierdie 2 Konings 5 vers 17 en 18 daar gelees het. Die mense van daardie tyd, die ongelowiges, het geglo dat 'n bepaalde God oor 'n bepaalde grondgebied heers. Sy krag en sy mag is eintlik maar net beperk tot daardie streek. Hy regeer oor daardie spesifieke grondgebied. Hy is met ander woorde gebiedsgebonde. En dit sien ons hier baie duidelik by Naaman, die leerowerste van die Arameërs. Hy wil 'n klomp grond, 'n vraggrond hier waar hy gesond gemaak is. Van hierdie God, hierdie gebied wil hy grond saamvat na sy plek toe. Hy wil dit daar by sy woonplek hê, dat hy daar kan slagoffers bring aan hierdie God. Eintlik so belaglik as 'n mens daaraan dink. Want jy kon, hulle wat gedink het, jy kan maar die afgode rondskuif, jy kan hulle rondtrek. En so het hy gedink, hy kan maar met die Here ook doen. Maar die Here is koning en hy regeer oor alles en almal. As ons lees Psalm 24 vers 1, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. God het nie net alles geskape nie, maar hy beskik ook oor alles. Hy regeer in almag en alwysheid oor alles en almal. Nou lees ons verder, ook wat ons belangrik daar gelees het. Naaman wil sy slagoffers en sy brandoffers voortaan aan die Here God bring wat vir hom gesond gemaak het.
Maar tog lees ons daar in die volgende vers, hy wil nog steeds ingaan daar by sy huis van afgode daar in Rimmon. Hy wil nog steeds daar gaan aanbid. En daarom besef 'n mens, hy kom nie met 'n algehele oorgawe aan hierdie almagtige God nie. Hy wil dit maar eintlik doen om sy brood so aan albei kante gebotter te hê, om voorspoed so van God en van die afgode te kry. My broer en suster, gaan dit nie vandag met baie mense in ons dag ook so nie. Ook natuurlik met sogenaamde gelowiges. Wat ook so besig is, maar met 'n baster godsdiens, 'n bietjie van God en 'n bietjie of baie meer van die wêreld. Hulle is nie bereid om die wêreldsdinge en die afgoetjies af te staan nie, af te skud nie. So baie in ons tyd mense wat maar die skyn van godsaligheid dra, maar die krag daarvan verloon het. Daarom vanmôre hierdie psalm is in die eerste plek, ja, psalm tot groot vertroosting, maar dit kom ook as 'n psalm tot groot vermaaning. Hierdie God wat alles van my en jou weet ook van ons sondes. Hierdie almagtige, alwetende God weet van my en jou dubbelhartigheid, ons skynheiligheid. Ja, sy hulp en sy bystand en sy leiding is daar, deur sy soewereine wil, dis by ons, altyd daar. Maar ook sy tugtiging is byderhand. Want dit moet ons ook besef, sy heilige teenwoordigheid verdra geen onheiligheid. Belangrik om vanmôre te weet, my Christendom is nie net beperk, sê nou maar tot Suid-Afrika. My Christendom is nie net beperk tot hierdie kerk nie. My Christendom is nie net beperk tot my huis nie. Ek is ook 'n Christen daar by my werk, in my skool, tersiêre inrigting, waar ek ook al is. Ook daar waar ek gaan kuier, daar waar ek vakansie gaan hou, daar waar ek om die braaivleisvuur staan. Waar ek ook al mag beweeg of my bevind. Daar moet ek my Christendom ook in opregtheid en eerlikheid gaan uitleef. Want ek leef onder die hand en die oë van hierdie almagtige, kragtige God. En aan hom alleen kom al die lof en die eer en die aanbidding toe. En as ek van eer praat, so met hierdie toer daar in Spanje en Portugal, wat ons natuurlik baie kathedrale besoek het, besef 'n mens die invloed van die Rooms-Katolieke Kerk, wat nog steeds daar is, 'n baie groot invloed, 'n baie groot aanhang. En as jy deur hierdie kathedrale stap, dan besef jy, eintlik gaan alles maar oor die verering van mense, van beelde, van heiliges. Christus en sy verlossing word maar so op die agtergrond geskuif. Ook as weet ons die paus, volgens hulle sy uitsprake onfeilbaar. Ons sê nee as gelowiges in die Here Jesus Christus, net God en sy woord is onfeilbaar. En so ervaar 'n mens die verheerliking van heiliges wat lank dood is. Daarom word die mens in sy goeie werke, sy sogenaamde goeie werke verhef as die weg van saligheid. En nou sê ek nie vanmôre verniet sogenaamde goeie werke nie, want my broer en suster, as ons daar in Jesaja 64 vers 6 gaan lees, dan lees ons, en ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed.
Dan lees ons dat ons goeie werke, maar ook besoedel en onrein is. En ons besef alleen maar deur Jesus Christus word al ons ongeregtighede gereinig. En nou, ja, in dankbaarheid oor ons verlossing deur Christus, word ons deur die Heilige Gees, word ek en jy gedring tot goeie dade. As ons so vanmôre ook van hierdie psalmdigter wat die alomteenwoordigheid, alwetendheid van God beskryf, dan kry ons ook die versekering deur Jesus Christus self van sy alomteenwoordigheid, as hy daar na sy opstanding vir sy disippels kom sê, en hy verseker hulle, en as hy hulle verseker, dan verseker hy elke gelowige. Matteus 28 vers 20, hy sê daar, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Hoe wonderlik. Daar voor sy hemelvaart ontvang hulle weer, ja, ook alle gelowiges dan die versekering, Johannes 14 vers 18. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Ook sê hy daar in vers 16, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Broer en suster, die psalmdigter kom en hy sluit hierdie psalm af met 'n gebed, 'n wonderlike gebed, wat elkeen van ons ook in die hart wil bid, as hy sê, vers 23, deurgrond my o God, en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Vanmôre vir jou kom vra, is jy bereid? Is jy bereid om vanmôre ook dit tot die Here te bid? Sodat hy, hierdie almagtige God, deur sy Gees jou lei, om eerlik met hom om te gaan. Om weer eerlik met jouself te wees. Om die Here te kan vra, as daar 'n weg van smart is, 'n weg van smart wat nie vir hom welbehaaglik is nie, om dit reg te stel, om dit uit te wys. Om vanmôre ook te weet, ek kan vir die Here niks wegsteek. Ek kan nie van hom wegvlug. Om op nuut vanmôre so vasgevang te word deur die wonder van Christus se grootheid en sy krag en sy majesteit, om dit weer raak te sien, te waardeer, dit te respekteer. Om weer, my broer en suster, so in diepe afhanklikheid voor hom te kom, om ons nietigheid en ons swakheid, ons kleinheid te besef en te bely. Om dan te weet, hierdie groote, almagtige God, hy sien my raak. Hy ken my naam, hy ken my hart, hy ken my gedagtes, vers 4, want daar is geen woord op my tong nie, of U Here, U ken dit geheel en al. As 'n mens so van een land na 'n ver land of baie lande reis, en jy vlieg ure en ure, natuurlik teen 'n geweldige spoed, dan kry 'n mens 'n ietsie, 'n geringe idee van die groote skepping van hierdie groote God. Die grootheid, jy kry ietsie van die grootheid van hierdie aarde. Maar jy dink ook aan al die natuurwonders. Daar waar ons was, die duisende der duisende toeriste wat jy aanskou het. My broer en suster, wat dan nog van die ganse skepping, die heelal, die hemelruim met al sy planete, nog so baie meer. En dan wil 'n mens soos ou Dawid uitroep, Psalm 8 vers 5. Wat is die mens dat jy aan hom dink? Maar dan, my broer en suster, wil 'n mens kom ook waar Paulus
Jy wil saam met Paulus kan jubel. Romeine 11 vers 36. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons staan klein en nietig voor U. En ons besef is so klein, so begrens. As ons maar weer hierdie psalm bedink en bepeins, dan Here besef ons weer dat U die groote, almagtige, alwetende, alwyse God is. Daar is geen ander God soos U. En dankie Here vir die wonderlike voorreg dat ons U kan aanbid. Dankie dat U vir ons raak sien. Dat U ons genadig is. Dat U ons red in Jesus Christus. Dat U Here vir ons 'n ewige heerlikheid bestem. En lei U vir ons elke dag. Gee vir ons in ons hart om elke dag ook dankie te sê, dankbaar te wees vir die goedheid en die wonderlike genade in ons lewe. Ons loof U in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ja, Gesang 294 wat vir ons beklemtoon dat God is alomteenwoordig, hy is oral. Waar 'n mens ook al mag gaan, word hy deur sy gees gelei. Kom ons sing verse 1, 2 en 4 tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.